van Jesus. Vir elke moeder vandag moet ek net sê, ek hoop julle het 'n seënde dag. Julle is koningskinders. Amen. Geliefdes, ons mens besef nie altyd wat 'n moeder in die huis beteken nie. Maar sonder 'n moeder is die huis ook maar stil en dit is stikkend. Want as ek moet alles doen wat die vrou doen, dan gaan dit nie uitwerk nie. Geliefdes, jy weet, ons dien 'n God waar ons gaan staat maak. Ek was nou vir die week was daar in die Kaap gewees. Dan hoor ek van al die storms wat hier aangaan. Mense het hulle paaie toegemaak, bome het omgeval. Vandag want ek sê, Here, nou hoor ek hulle sê vir my in hierdie paaie is toe. Ek sê, Here, U het my hiernatoe gebring, veilig, dat ek net so veilig thuis gaan. Geliefdes, hier staan ek. Nie een pad is toegemaak en nie een boom lê in die pad nie. Maar dit is die God wat ek dien. Al die eer kom hom toe. Geliefdes, afkondigings vir die week, Woensdag is live. Bidduur is live. Vrydag aand 1700 geen jeugdiens nie, Sondagoggend voorbediening, pastoor Erik, Sondag aand evangelisasiediens, pastoor Thuis. Verjaarsdag, Maandag 11de. Abelijn Pinaar, ons gaan eet man. Dinsdag die 12de, Arno, geliefdes, ons gaan daarom 2 keer eet hierdie week, so dan gaan 'n bietjie gewig opsit. Geliefdes, maar net om kom ons sing vir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Annie. Happy birthday to you. May God bless you this day. May God bless you this day. May God bless you and keep you. May God bless you this day. Wat nietemin, by elke nuwe gesig hier so vanaand, welkom, ek is bly julle is hier. Al is dit om mamma te ondersteun, ek is baie bly. Die Here seën, en mag julle vandag iets uit sy hand uitkom. Halleluja. Geliefdes, kom ons staan, en dan gaan ons, my suster vra om ons te open bid. Kom ons staan. Here, vanaand sê ons vir baie dankie dat ons weer eens kon opkom na U huis toe. Dat U die brandende begeerte in ons hart om hier te wees, Here, nooit sal stil raak nie. Ja, Maar dat ons ja. sal hier kom om te kom ontvang vir die week wat voor lê, Ja, sodat ons nie kan struikel, dat ons nie sal val nie, maar dat ons die woord in ons harte sal bære en dat ons sal dat U ons daarmee sal deurdra. Baie dankie, Here, ek wil vanaand se diens opdra na U toe. Die musikante, die instrumente, die musieke en ook die pastoor op wie die woord gaan bring, Here, wil ek vra dat U die woorde van Kleis sal, van die altaar sal salf, Here. Ek sê vir U baie dankie daarvoor, dat elkeen se gedagtes onder die bloed van Jesus sal bly, en dat ons harte sal skoon wees om te ontvang, Here, dat ons sal ons harte omkrap, sodat die saad kan ingaan, en dat ons kan groei, Here. Baie, baie dankie daarvoor, wees nou verder met een en elkeen om Jesus wil. Amen. Thank you.
het daardie gevoel gekry van die dag toe Jesus kwam. Halleluja. Dis 'n gevoel wat jy nie kan beskryf nie. As ek sien hoe stil die kinders van die Here begin raak, nie net hier nie, maar dit is in al die kerke, dan raak ek bekommerd. Waar is daai vuur binne in jou? Hoekom laat ons so dat die duiwel ons vuur doodmaak? Hoekom? Want daai Satan beslag liefdes. Liefdes, kom ons neem die sitplekke terwyl Suster hy laat die vir ons die woord. Hallo julle almal. Ja. Ek is gewoond preek vir my kinders. So, nee, ek wil nie maak nie. So hierdie is maar vir my 'n nuwe gevoel om voor baie mense te staan en ja, dit is seker maar dieselfde as om vir jou kinders te preek. Ek kom vir my. Die Here het op my hart gelê om te praat met julle oor 'n moeder na in God se hart. Ek gaan dit verder vat en sê 'n moeder is naby aan God se hart. Spreuke 31 vers 25 en 26 sê vir ons: sy is geestelik sterk en tree altyd waardig op. Vir die toekoms is sy nie bang nie. Haar wyse woorde help ander om reg te leef en sy het goeie raad vir 'n gelukkige lewe. So die Here praat al met moeders uit die Ou Testament tyd. Moedersdag is maar ietsie wat ons vier, maar dit kom eintlik van die Bybelse tyd af dat die Here met moeders praat. Vandag vier ons die ongelooflike gawe wat God aan die wêreld gegee het, naamlik moeders. Moeders wat liefhet sonder om te meet, wat dra sonder om te kla, wat bid sonder ophou. En wat soms net hoop iemand anders sien die wasgoedmandjie raak. Ons eer julle vandag, nie net vir wat julle doen nie, maar vir wie julle is. Kom ons wees nou eerlik. Ma's het superpowers. Hulle het oë agter hulle kop. Hulle kan 'n Bybelversie aanhaal en die kind reghelp op dieselfde tyd. Tel tot 3 is nie net 'n waarskuwing, dit is 'n ou tydse profesie. Hulle kan koffie drink, al is dit koud, en noem dit nog steeds genade. Hulle bestuur die huis, soos Josef Egipte bestuur het, strategies en ordelik met 'n plan B, C en D klaar in plek. Maar agter al hierdie humor is daar 'n hart wat soms moeg is, en God sien dit. Psalm 139 vers 1 sê: Here, U deurgrond en ken my. Moeder, God sien jou raak. Hy sien jou liefde wat niemand raak sien. Hy sien jou strane wat jy saggies afvee. Jou opoffering wat jy nie adverteer nie. Jou geloof wat jou huis dra. Niks daarvan is klein in God se oë nie. God het nog altyd moeders gebruik. Hy het Sara gebruik. Hy verander haar gelag in 'n belofte. Die verhaal van Sara in Genesis 18 en 21 is 'n kragtige voorbeeld van hoe God ongeloof en twyfel, wat ons vrouens dikwels as 'n laggie laat vorentoe kom, verander in 'n belofte wat waar word. Anna hoor God 'n moeder se gebed en hy gee 'n profeet. Die verhaal van Hanna is in 1 Samuel en dis 'n kragtige voorbeeld van wat volharding in gebed kan doen. Dan is daar Maria. God vertrou 'n moeder met ons Messias. Die verhaal van Maria, die moeder van Jesus, is 'n kragtige getuienis van geloof, nederigheid en God se vertroue in 'n mens om sy grootste geskenk, sy seun Jesus Christus, vir ons in die wêreld te bring. Is dit nie die mooiste voorbeeld van 'n moeder wat God gebruik het om ons verlosser aarde toe te stuur? Dieselfde God wat so maak en die aarde was daar, het besluit Jesus moet deur 'n moeder
vir die wêreld gestuur word. Ons aanvaar dit baie keer as net vanselfsprekend, dat Maria die moeder was van Jesus. Maar God het nie 'n koningin of 'n prinses gekies nie. Nie 'n pastoor of 'n dominee nie. Nie 'n Instagram influencer of 'n TikToker nie. Nee. Hy het 'n gewone meisie gekies en gesê ek vertrou jou met my seun. Halleluja. Dis 'n tienermeisie gewees. Volgens die geskiedenis was sy maar 18 jaar oud gewees. Hulle sê sy's gebore 18 BC. Nou dan wil ek net vir julle nou sê, om 18 BC swanger te geraak het, was nie grappies nie. Kan julle indink wat het sy vir haar ouers gesê? Wat het sy vir haar boyfriend gesê? Vir die skool, vir haar vriende? Ek meen vandag se dae is tienerswangerskappe amper alledaags. Maar daai tyd was dit nie so gewees nie. Maar tog het sy die bravade van 'n moeder gehad en gesê, Here, hier is ek, gebruik my. Maria het bewys hoekom God besluit het om Jesus deur 'n moeder te stuur. Sy was bereid om die Here se wil te laat geskied. Sy was oop vir die werke van die Here. 'n Moeder se hart is groter en sterker, het meer beklei as die Amerikaanse weermag. As dit nou nie 'n hemelse bevel was nie, dan weet ek nie. Maria kan ons 3 dinge leer. Eerstens, God gebruik gewone vroue vir ongewone planne. Amen. Sy was jong, sy was arm, sy was onbekend, maar haar hart was oop vir die Here. Moeders, God soek nie perfek nie, hy soek beskikbaar. Amen. Tweedens sê hy vir ons, leer sy vir ons, dat God vertrou moeders met sy grootste skatte. Hy gee Jesus vir Maria, hy gee jou kinders vir jou. As God jou kinders aan jou toevertrou het, moet jy weet, hy glo, jy kan dit hanteer, selfs op 'n maandag. Die derde ding wat sy vir ons leer is, moeders hou aan, selfs wanneer dit moeilik raak. Maria het Jesus in 'n stal gebaar. Ons wou na 'n provincial hospitaal toe te gaan. Sy het hom in Egipte beskerm toe hulle gekom het om almal dood te maak. Sy het hom in die tempel gaan soek toe hy weggeraak het. Sy het onder sy kruis gestaan. Moeders is nie net sterk nie, hulle is ons geestelike bodyguards. Amen. Op 'n ligter noot, as Maria nou 'n Suid-Afrikaanse ma was, sou Jesus nooit laat in die tempel gekom het nie. Die disippels sou altyd toebroodjies gehad het, al was dit met rooi jam op. En die water en wyn wonderwerk sou net gebeur het omdat Maria gesê het, julle doen net wat hy sê. As Jesus vandag hier sou staan, sou hy sê, my geliefde dogter, ek sien jou. Ek sien jou liefde, jou opoffering, jou humor, jou trane. Selfs daai trane wat jy stil wegsteek as jy alleen in die shower staan. Ek dra jou wanneer jy dink jy nie meer kan nie. Ek gee jou rus, vrede en nuwe krag. Halleluja. Ek raak nie so dors as ek vir kinders preek nie. Jesaja 40 vers 29 sê, hy gee krag aan die moe en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Moeder, jy is nie alleen nie. God gee jou krag vir elke dag, wysheid vir elke besluit en vrede vir elke storm. Wanneer 'n moeder liefhet, sien ons Jesus. Wanneer sy vergewe, sien ons Jesus. Wanneer sy volhard, sien ons Jesus. Wanneer sy bid, beweeg die hemel. Amen. 'n moeder en haar kinders is iets wat mens nie maklik kan skei nie. Hulle maak jou kwaad,
Soms voel jy kan hulle aan hulle oor op die wasgoedlyn ophang Dis waar. tot hulle luister. Maar oorweeg, moenie dat iemand anders daaroor die lyn trap nie. Dan is daai selfde moeder reg vir die oorlog. Net so voel God oor ons as sy kinders. Soms dink ek wil hy ons ook aan ons ore ophang en sê, luister nou, ek praat met jou. Maar tog is sy liefde vir ons so groot, dat hy reg is om ons te vergewe in 'n oogwink. Jou liefde is Jesus se bediening. Amen. Jou geduld is 'n gebed. Ja. En jou opoffering is die aanbidding. Moeders se gebede gedurende die week. Op 'n maandag sal 'n moeder sê, Here, gee my krag. Op 'n dinsdag sal sy sê, Here, gee my geduld. Maar van woensdag tot sondag sê sy, Here, neem net oor, anders maak ek hulle dood. En dan neem hy oor. En hy dra jou. Tot volgende week maandag nie. Moeder, hoor vandag hierdie waarheid. Jy hoef nie perfek te wees nie. God vra net dat jy getrou is. Elke klein oorwinning is 'n geestelike erfenis. Dis die fondasie wat jou kinders se huis opgebou word. Jou gebede plant die saad in jou kinders se toekoms. So moet nooit dink jy bid vir niks. Moet nooit dink niemand sien dit raak nie. Moet nooit dink jou trane is verniet nie. Want uit 'n moeder se oogpunt uit bid jy partymal terwyl jy wasgoed was. Jy sal vinnig opkyk en jy sal sien die wind begin waai, dan sal jy bid want jou kind is op die pad. Daar is nie 'n oomblik wat 'n moeder nie in gebed optree vir haar kind sonder dat sy dit besef nie. Die liefde wat 'n moeder het, was gekweek die dag toe Jesus besef het dat hy deur 'n moeder aarde toe kom. Julle weet, Maria het hom groot gemaak. Sy het swaar gekry. Daar was nie altyd kos in haar huis nie. Die Bybel vertel ons net die mooi van ma wees. Maar Jesus het 'n ma gehad wat moes beklei vir hom vir brood. Sy moes beklei, laat hulle hom nie doodmaak nie. Sy moes staan en kyk hoe haar kind geoffer word vir ons. Maar tog het haar moederhart sterk gebly. Sy het bly bid. En sy het bly glo in Jesus wat vir ons gestuur is. Moedersdag is nie net vir moeders nie. Maar God se liefde is vir almal. Amen. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Amen. Halleluja. Vandag nooi Jesus moeders, vaders, oupas, oumas, boeties, sissies, kinders, elke hart wat net vrede soek. Jesus roep jou. En al wat jy hoef te doen, jy kan net daar staan, jy kan jou hand opsteek, jy kan net saggies sê, Here, hier is ek. Jesus sien jou, hy ken jou. Jesus wag vir jou. Halleluja. Ek gaan vra dat julle sag saam my sal bid. En as julle nodig het dat iemand met julle moet praat, dan kan julle net na die bidkamer toe gaan na die tyd. Dan sal iemand van die gemeente julle help. Ons sluit die hoofde. Here Jesus, ek bring my hart na U toe. Was my skoon, vernuwe my en word my Here en my saligmaker. Lei my elke dag en vul my met U vrede. Amen. Mag die liefde van God, die vrede van Christus en die krag van die Heilige Gees saam met elkeen van julle wees. En mag julle moeders die res van hierdie Moedersdag baie geniet. Amen.
dankie vir die woord. Ek glo, die woord het nie net vir die moeders gegaan nie, maar ook vir die vaders. Amen. Dis waar. Ek kom baie keer, of meer as een keer voel ek, hierdie kinders van my moet ek alleen nie maar eerder vat en hulle uit mekaar uitslaan en laat die ore kan oopgaan nie. Kind van God, die duiwel maak ons baie keer mismoedig. Maar elkeen van ons het koningskinders. Hang af hoe jy ons op. Liefdes, is daar nog ietsie? Wil jy? Kom nou, die kyk. Die moedertjies kom nou. Elkeen ietsie kry. Die ma staan op. Die paas wees maar rustig. Ons hoop maar die moeders gaan deel. Moedertjies, ja, saam. Liefdes, ons dien 'n groot God. 'n God wat elkeen van ons harte ken. 'n God wat weet wat is jou begeertes. En 'n God wat weet en wat is jou situasie nou op die oomblik is. Wat is maar hy Landis is 'n man is tans nog in hospitaal, Hilton. Hy het ook 'n operasie ondergaan en hy is besig om aan te sterf. Kom ons bid dat die Here
hom gaan aanraak Amen. en gehoor genees en wat 'n wonderwerk in hom sal laat gebeur. Halleluja. Dankie. En ek sal die naam vir die Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie. Ons dierbare Here Jesus en Hemelse Vader. Jesus. Here, ons lê ons hande vanaand op ons suster Jolandi uit. Here, sy staan in vir haar man, Here, wat tans in die hospitaal is, Here. Ja, my Vader. Here, U sê in Jesaja 53 vers 5 moet ons U herinner aan die belofte wat U gemaak het, Here. Here, U het gesê ons moet U aanspreek en U herinner, Here, want deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Here Jesus, daarom kan ons vanaand net sê dankie, Here, vir Judas se genesing. Here, in hierdie oomblik, Here, afstand is vir U niks, Here. Here, kan dit vanaand vir U sê, Here, dankie. Dankie vir die genesing. Dankie vir die kosbare bloed wat U oor hom uitvoer in hierdie oomblik, Here. Here, waar ons nou hier uitmekaar sal gaan, Here, waar sy vrou en sy kinders by hom sal kom, dat hy sal sien, Here, dat hy wel is en heeltemal gesond is, Here. Want net U en U alleen, Here, kan dit doen, Here. Nie 'n dokter of 'n mens nie, Here, maar net U alleen is vir gebed en ek sê dankie daarvoor. In Jesus naam. Dankie, In Jesus naam. Amen en amen. Dankie, Here Jesus. Geliefdes, kom ons staan. En dan gaan ons die laaste liedjie saam sing terwyl ons die dienes en die offergawes opneem. My Vader, glo en ek vertrou dat die vrouens dit sal ontvang, U in jou hand, Here. My Vader, wat ons daarin sal werk. My God, en ek vra U vanaand, Here, seën elke tiende, elke offergawe. Vader, die wat nie gehad het nie, staan ook by hulle sal, Here, voorsien in hulle, my God. U ken elke van ons harte, U ken ons wee, U ken ons begeertes, Here. My Vader, dan bid ek en vra U, Here, staan by elkeen sonder siek is, elkeen wat 'n pyn het, elkeen wat 'n kwaal het, Here. My Vader, die wat nie weet wat die dag van môre vir hulle voorlê nie, vra ek vir U, my God, maak vir hulle deure oop, genees hulle, Here, in Jesus naam, my Vader. En daar waar die duiwel wil inval, sny sy werke af, in Jesus naam. Ons bid dat geen kras sal hê nie, my Vader. Ek vra U, Here, nie om lees verdien nie, Here, U kan alleen net genade hê, my Vader. U waar ons nou laat, U sê gaan met ek vra ek U vergeer hulle, dat U dit sal seën, Here, tot elkeen van ons liggaam. Ek bid dit in Jesus kosbare naam. Waar ek wees met ons deur hierdie week, wat U Gees ons sal lei. Eer en dankie daarvoor in die lieflike naam van Jesus. Amen en amen. Amen.